Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing by Psalm 25. Ons sing daar verse 2 en 4 tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet gesang 64 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers gesang 64. Maar kom ons luister eers aandagtig na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie,
Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefde, so in die gedeeltes, die skrifgedeeltes wat ons vanmôre gaan lees, blyk dit duidelik die twee weë, die pad van die goddelose en die pad van die regverdiges, die heiliges. Jesaja 55 vers 7 kom en hy sê daar Jesaja, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. En dan weet ons, die enigste weg wat daar is Jesus Christus, as hy vir Thomas ook antwoord, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Met hierdie waarheid kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees in 'n ewige lewe. Zeker
Geliefdes, ons luister na die woord van die Here. Eers hier Psalms, Psalm 1 gaan ons lees. En dan kan jy gerus blaai daar na Jeremia 17 toe. Jeremia 17 enkele verse. Kom ons bid eers saam. Here God, U die almagtige, soewereine God van hemel en aarde. U ons skepper God. U Here is die Alfa en Omega, die begin en die eind. En ons Here wat na U toe kom vanmôre so in ons nietigheid, ons kom buig voor U. Ja Here, en ons kom vra, ons kom smeek om U genade. En dankie dat ons hier in die huis kan kom. Kan kom as verlostes in Jesus Christus. En daarom, Here, is daar ook 'n blydskap in ons harte. Want ons dra die banier van oorwinning. Ons stap die lewe met die banier van oorwinning, nie ons eie nie, maar dit alles deur ons Here Jesus Christus. Ja, Here, en dan maak hierdie lewe vir ons sin. Dit het betekenis. Maar sonder U is daar vir ons niks. Daarom wat ons ook vanmôre hier by mekaar is om U te kom aanbid en te loof, voor U te kom kniel. So in dankbaarheid. Dankbaar ook oor die reën wat ons ontvang het. Here, ons bid vir ons boere, daar waar dit swaar gegaan het, nie net hier in hierdie deel hier in die Wes-Kaap nie, maar ook in ander dele van ons land. Maar hulle wat so uitgesien het na die reën, wat swaar gekry het daar sonder. Ons bid vir hulle, ons bid vir ons boere, hulle wat uiteindelik die kos op ons tafels bring, dit alles deur U genade. Here, U wat so voorsien, U wat beskik, en ons wil in alles kom dankie sê. Ook vanmôre hier vir die erediens, vir die geleentheid om die woord te hoor, en U wat hierdie woord deur die Gees in ons harte indra. En mag dit, Here, vanmôre wees tot 'n ryke seën. Werklik tot geestelike groei in ons lewe. Wees ons genadig, Here. Vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Eers Psalm 1, baie duidelik met die opskrifie daar, die 2 weë. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.
So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Natuurlik hierdie vers 3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou daar in Jeremia 17, kom ons lees maar daarvan vers 5. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, dan hoor sy sterk te maak, terwyl sy hart van die Here afwyk, en hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die harte, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Maar net daar die vers 13, o Here, verwagting van Israel, almal wat u verlaat sal beskaamd staan. Wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. Hier ook die beeld van die boom, vers 8. Die man wat op die Here vertrou, hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. My broer en suster, ons het verlede Sondag gelees daar uit Johannes 15. Ons het daar onder andere Johannes 15 vers 5 gelees. Daar waar Jesus self gesê het, hy het gesê, ek is die wynstok, julle die lote. En dit druk, ons het vir mekaar gesê, dit druk daar die belangrike verbintenis, daar die verbondenheid, daar die verhouding met Christus uit. Ons kan nie sonder hom nie, ons kan nie sonder Christus se verlossing. En met hierdie psalm wil ons aansluit verder by hierdie verhouding wat ek en jy met die Here moet hê. My sin en betekenis, die besin en betekenis van my ganse bestaan, my lewe, is in God self te vind. Mense gaan soek dit by allerhande plekke en op allerhande maniere en hulle kry dit nie, dis net by God te vind. Die sin van die lewe word in die regte verhouding met God gevind. In 'n mens, en jy sien dit, jy hoor dit, 'n mens wat in 'n opregte, hegte verhouding met die Here leef, sy vertroue werklik in die Here stel, hy luister en hy buig voor God se gesag. Dit hoor 'n mens, dit sien jy.
Die dwaas daarenteen, die goddelose, hy steur hom nie aan die wil van God nie. Dit is so iemand, hy volg maar sy eie pad. 'n gevaarlike pad. Vers 6, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Geseënd is die man, geseënd is die mens, wie se vertroue, wie se hoop, wie se onwrikbare geloof werklik in die Here is. En dit gaan goed met so 'n mens. So 'n mens vir wie God en sy woord die belangrikste in sy of haar lewe is. En as 'n mens hier praat van 'n goeie lewe, dan praat jy van 'n lewe met werklike hoop en verwagting. En nou weet ons mos, ek en jy ervaar hierdie lewe, dis nie maar altyd net maanskyn en rose nie. As ons daar in Jeremia gaan lees, daar in vers 8, dan hoor ons duidelik, daar kan hitte kom, daar kan droogte kom. Die ellendes, die beproewings van hierdie lewe is daar. Maar die genade en die goedheid van God is daarin geleë, dat hy steeds vrugte gee. Dat hy steeds daar die blare, die koelte verskaf. En die blare en die takke kan van so 'n boom kan mettertyd kan dit verdroog, maar daar kom weer nuus, daar kom nuwe groeikrag. God beskik. En as ons dit nou gaan toepas op ons lewe, as jy so terugdink vanmôre aan die eie lewe, aan krisisse wat jy beleef het, wat jy tans beleef. En steeds kan jy getuig dat God ons genadiglik daardeur gelei het aan krisisse wat ook al verby is, en dat hy ons op die oomblik dra deur 'n krisis of 'n swaar wat ek beleef. Maar nou is dit so, as mense die woord voorspoedig hoor, soos dit hier in vers 3 staan, dan dink hulle dadelik net aan as jy vandag met 'n ou praat oor voorspoed, dan is dit net 'n wêreldse rykdom, skoonheid, skatte. My broer en suster, nie dat God dit nie kan gee nie, dit kom in elk geval alles uit God se hand, dit wat ek en jy het. Maar die gevaar is dit, die groot gevaar is dit, as God nie meer die belangrikste plek in my en jou lewe inneem nie. Ware geluk lê nie in wêreldse uitspattighede en plesier en aardse besittings nie. Jy weet hoe dit gaan, ek is nou bly, maar môre wil ek weer iets anders. Môre wil ek nog meer hê. Ware geluk vind 'n mens nie tussen hierdie wêreldse spotters wat kwaad doen nie. Goddeloses wat deur bose raad en slinkse planne en deur lieg en bedrieg, maar maak wat hulle wil nie. As jy mooi gaan kyk, dan besef jy deur hulle slinksheid, hulle losbandigheid, hulle boosheid toon hulle eintlik geen eerbied en respek vir die Here en sy woord. Hulle het geen respek vir God se gesag nie. Hulle spot deur hul woorde en hulle dade die almagtige God en sy onfeilbare woord. Want hulle steur hulle nie aan God se wil nie. Ek stel maar net belang aan my eie wil en begeertes. En as ons van spot praat, dan kan ons al vroeg in die Bybel gaan lees ons van die spotters teen Noag en sy ark. En ons weet wat die nagevolge daarvan was. Ons weet God duld nie die spot teen hom en sy woord nie. Ons kan eintlik reken dat hierdie spot al eintlik vroeër gebeur het. Die rebellie teen God het al begin daar in die tuin van Eden. Daar waar die duiwel 'n bespotting kom maak het van God se gesag.
Wat natuurlik ook aanleiding gegee het tot die spottende ongehoorsaamheid deur Adam en Eva. En as 'n mens die woord van God werklik gaan lees, dan sien jy dat hierdie spotters nie sal weggaan nie, dat hulle daar gaan bly tot die einde toe. Gaan lees maar daar in Openbaring 16, dan sien jy werklik ook nog die spotters. Maar juis om by hierdie beeld van die bome te kom, dan sien ons hemelse Skepper het bome so geskaap om hulle water, hulle voeding daar uit die grond te kry. En dan sê daar volgens Jeremia 17, kan die boom in tye van droogte sy wortels uitskiet. Hy kan dieper gaan put, wanneer hierdie boogrondse water, hierdie stroompie opdroog. Dit alles, my broer en suster, sodat hierdie boom kan aanhou leef, kan groei en aanhou vrug dra. Die doel van die waarde van hierdie boom lê in sy vrug, lê in sy skaduverskaffing. En daarom kan ons ook gaan sê, deur die gehoorsaamheid aan God word aan sy doel beantwoord. Ware geluk is die resultaat van gehoorsaamheid aan die Here. Dis belangrik. Ons moet elke dag deur die geloof natuurlik God se wil, sy woord gaan opneem, gaan inneem. Ons moet volhardend daartoe bid dat die Heilige Gees vir ons lei en dring. En ons weet mos, Satan, en dan nog die wêreld, en dan nog my ou sondige natuur, wat my werklik dring tot die sondige, weg van God se woord af. En luister mooi vanmôre, my broer en suster, en mense kan hulle self tog so verontskuldig, en self jammer kry. Maar die pad wat ek en jy in hierdie lewe kies, het gevolg. Die pad wat ek en jy in hierdie lewe kies, het duidelike gevolg. Saam met God, gewortel in sy woord, gewortel stewig in die verlossing van Jesus Christus, dan is daar hoop, daar is verwagting, 'n gewaarborgde toekomsverwagting, maar sonder God en sonder die verlossing van Jesus Christus is daar ondergang, is daar vernietiging. Dan is 'n mens soos hierdie Psalm sê, soos kaf wat die wind verstrooi, of soos Jeremia gaan sê daar, 'n dor kaal bos in die woestyn, wat deur die wind maar naderhand weggewaai word. Sien nie vanmôre daardie duidelike teenstelling met hierdie vasstaande, gewortelde boom, wat aanhou vrug dra. Wat beteken die kaf? Dit beteken niks. Dit word maar so deur die wind in alle rigtings rondgewaai en tragies soos die lewe van baie mense vandag. Hierdie dinge bied geen hoop, bring geen nut. As jy nie aan God se woord gaan vashou nie, hoor dit vanmôre, dan word jy soos kaf in die wind. Ankerloos, verward, doelloos rondgewaai. Hierdie kaf kan nie vrug lewer nie. Daarom, my broer en suster, as ons dan nou praat hier van die vergadering van die spotters en die goddeloses, dan moet 'n mens daarom kies. Waar wil jy wees? 'n Kind van die Here voel hom ons nie tuis. Wil hom glad nie begeef van die kring in die vergadering van spotters en goddeloses nie. Ek is verbaas
Ek is verbaas en baie keer teleurgesteld as ek hoor waar mense hulle by kuierplekke begeef en nogal toelaat dat hulle kinders soontoe gaan. Daar waar die goddelose rondhang. Die kind van die Here se hinkering en sy hartsbegeerte is om in die geselskap te wees van ander kinders van die Here, om saam met hulle tyd deur te bring, om na geleenthede te soek waar jy geestelik kan groei, kan vrug dra. En dit ook vrug in ander mense, nie net in my eie hart nie, maar in ander mense kan tot stand bring. 'n Opbou, en nie 'n aftakel nie, 'n opbou van karakter, van geestelike waardes. En daarom, my broer en suster, is dit so belangrik ook die samekoms hier in die kerk van ons Here Jesus Christus. En in ons dag is daar stemme wat teen dit praat. Los die kerk. Hou maar hier en daar 'n ou funksiekie. Kom maar by die kuierplek by mekaar, dan drink ons 'n ou koffietjie. En ons gesels. Los net die kerk. Kerk, so belangrik vir die Here. Gemeenskap van gelowiges, so belangrik. 'n Tyd wat die Here vir ons gee, geleentheid om in dankbaarheid en vreugde en aanbidding sy naam te kom verheerlik. En so 'n plek, en so 'n vergadering is daar nie plek, my broer en suster, vir spotters teen die Here, sy evangelie nie. Nou is dit ook so, en jy weet dit baie goed, ons leef nie in algehele afsondering nie. Ons word aan die spot en ander goddeloosheid van hierdie wêreld word ons sekerlik elke dag blootgestel. Ons paai 'n kruis met die goddelose. Maar belangrik dat ons deurgaans getroue getuienis van die Here sal wees. En 'n mens kry dit so baie vandag, Christene, hulle sê hulle is Christene. Lou Christene. Hulle verloon maar hulle Christenskap om uiteindelik by die wêreld en by die wêreldling aan te pas. Hoe waarsku Paulus nie, hy kom vermaan daar in Romeine 12 vers 2, hy sê baie duidelik, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoe jammerlik is om van te huil as jy vandag hoor, hoeveel kerkmense is besig met wêreldgelykvorming, om wêreldgelykvormig te raak. Alles teen die woord van God, maar is so reg, volgens die mense. My broer en suster, en baie duidelik as hier in hierdie psalm gepraat word van regverdiges, is die bedoeling verseker nie dat hulle net die is wat volmaak is nie, net die is wat sonder sonde is nie, dan is daar geen een. Ons is regverdiges, want ons is vrygespreek op grond van ons Here Jesus Christus. Sy vryspraak is ons regverdig verklaar. Beslis nie uit eie verdienste nie, alleen deur die bloed van ons Here Jesus Christus, deur sy soenverdienste. Nou, ons leer baie keer en ons besef en ons kom met agter dat daar ook maar in eie geleedere baie keer bedrog en valsheid is. Ons kom met ons agter. So in die geleedere van gelowiges kom dit ook in. Judas Iskariot,
wat so deel geword het van die binnekring van Jesus Christus, sy disippels. Behalwe dat hy Jesus Christus verraai het hy ook, was hy die dief in hulle midde. Gaan lees het maar, Johannes 12 vers 6, hy was 'n dief. Hy het die geldbeurs gedra, het geld gesteel. Daarom my broer en suster, as ons vanmôre luister na hierdie gedeelte, is dit so belangrik dat ons die sondes uit ons lewens wegwerp. Ons mag nie om dieselfde vuur sit, die geselskap saam met die goddelose gaan sit nie. Maar maatjies wees. Sy praatjies luister. En nader aan doen wat hy ook vra en wat hy wil doen. Ons moet die Here sy woord en sy wil dag en nag oordink. Doen jy dit? Bepeins jy werklik die woord van God? Bedink jy dit? Soos wat dit daar in Deuteronomium 6 vir ons staan, 6 vers 7 staan, doen ek dit, bepeins ek hierdie woord, bedink ek dit in my huis. As ek op pad is, as ek gaan lê, as ek opstaan, doen ek dit. Maar hoe kan ek God se woord bedink, as ek dit nie eers lees nie? As ek dit nie ken nie. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die woord. Die woord van waarheid. Die woord wat soos 'n tweesnydende swaard is. Wat oopkloof. U Here wat harte ken, daar is vir u geen geheime nie. Daarom kan ons niks wegsteek nie. Here, dring vir ons deur die Gees om op 'n eerlike wyse ons lewe deur te bring met die woord as gesag in ons lewe. As die hoogste gesag. Die woord wat ons dag en nag oordink. Help ons daartoe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, gesang 287. Ons het vir mekaar gesê, dis net die Here wat in die verhouding met hom wat sin gee in hierdie lewe. Daar sonder is daar nie sin. Vers 2 hier lees ons, U my hoop, my koers op aarde. U gee aan die lewe sin. Heer, U gee my lewe waarde. Nie kan ek met U begin. U vergeef, U laat leef. In U krag kan ek oorwin. Verse 1, 2 en 3. Kom ons sing dit hartlik tot eer van die Here.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.